Geseënde van ons Here Jesus Christus, wat 'n voorreg is dit nie om saam as kinders van God die Allerhoogste te kan dien nie. Ek verwag saam met jou dat jy vandag aangeraak sal word deur 'n diep Heilige Gees geleide 1 minuut met Jesus woord. 1 minuut met Jesus se missie en visie is dat die evangelie wyd moet uitgaan en jy kan ons daarmee help. So vat hierdie opname en stuur dit landwyd. Stuur dit vir familie, vir vriende, stuur dit vir almal wat jy ken. En ook herinner ek jou, gaan besoek ons webtuiste en gaan download ook ons app, beskikbaar op Android en Apple platforme. Wat 'n wonderlike dag, weer eens vandag. Hier waar ons weer 'n opname het vir hierdie Sondag vir jou. Dank ek die Here vir 'n woord, spesiaal vandag vir jou. Maar kom ek bid net eers gou saam. Here, ons dankie Vader vir die reën. Ons dankie dat ons staande bly. Ons dankie vir damme wat volkom. Here, ons op plekke waar daar skade is, maar ek weet, Here, selfs dit, alles sal ten goeie meewerk. Want hulle wat U liefhet, vir hulle sal alles ten goeie meewerk. En dis waarop ons staan is op die woord, in geloof. Want Here, soms raak 'n probleem net 'n trappie, 'n stepping stone, sodat daar oplossings kan kom en ons op 'n hoër vlak en 'n hoër, dieper verhouding met U kan kom. En Here, groter uitkomste wat kom. En dis wat ek vandag bid vir elkeen, is om moed te kan vat, want die probleme, Here, weet ek, in die situasies, in die omstandighede, of dit goed of sleg gaan net 'n stepping stone word, om dieper en nader in U te kom, en in die seën te leef. Amen. Geseënde van die Here, ek vra vir die Here vir 'n woord, en 'n woord wat die Here in hierdie tyd baie diep in my investeer, om vir jou te gee. Onthou weer eens, jy is belangrik vir die Here, en alles gaan net om jou en om God. En God het jou lief, maar jy moet dit besef, daar is soveel mense wat in hierdie tyd lewe en alleen voel, wat baie keer net soos daai vrou by die put kom, en in haar hart wens sy eintlik, iemand kon haar net verstaan het, iemand kon net haar hart hoor, iemand kon net sien wat in haar lewe en haar hart aangaan. Baie mense het oor haar gepraat en gesê, sy het 5 mans gehad, en baie mense het nie hoop vir haar gehad nie, en sy is 'n Samaritaanse vrou, en al hierdie goed was soos 'n in ons tyd 'n thriller, 'n rolprent wat afspeel, wat geen hoop het nie. Maar by die put was daar iemand wat vir haar gewag het, om haar hart te hoor. By die put was daar iemand wat in diepte gekom het om te sê, hy het tyd vir haar, en het tyd spandeer met haar, en dis baie meer kosbaar, baie meer werd gewees, as silwer of goud. Want op die dag, wat sy dit die meeste nodig gehad het haar lewe omgedraai van iemand wat iets op die hart gehad het, wat moeilik en swaar was, en 'n soek gehad het, maar toe sy die antwoord kry, van daai oomblik af, het sy uit haar probleme uit kon opstaan, en 'n nuwe lewe, die stad ingehardloop, en vir almal vertel, ek het die Messias ontdek. Vandag is dit my gebed vir jou, dat Jesus jou aanraak, waar jy na hierdie boodskap nou luister, en jou omstandighede ook kan omdraai. Net soos wat hy myne omgedraai het, soos wat hy baie anders omgedraai het, soos wat ons lees en ervaar deur die woord van God, het hy reeds so baie mense aangeraak, in ons tyd, waarin ons vandag bid, en uitroep, en 'n soeke het, net so kan hy jou nou ook omdraai. Jy het net een inspraak van die Here nodig, maar het jy geweet, daardie woorde, daai inspraak, is reeds in jou, maar gee jou keuse. Waar gee jy die keuse? Ons kyk gou na die woord van die Here. Die Here sê in sy woord, en dis wat vir my so mooi is, in Johannes 14, ek korrigeer, Johannes 15, vanaf vers 14, maar kom ons kyk, ons begin vers 14 vir jou te lees. Julle is my vriende, as julle alles doen, wat ek julle beveel. Met ander woorde, die Here sê vir jou vandag, hy plaas jou op 'n posisie, wat hy so lief is vir jou, dat hy self sy vriend, sy vriendin noem, dat hy sê, hy wat die koning van die konings is daarbo, kom en hy sê, ek vat jou, en ek bring jou nader aan my, maar, daar is 'n voorwaarde aan, hy sê, as jy alles doen, wat ek jou beveel, met ander woorde, as jy gehoorsaam is, en dan wat baie belangrik is vers 7, en dit is iets wat jy vandag in jou hals moet vasmaak, in jou hart, en altyd moet onthou. Hy sê, as julle, dis 53 vertaling, julle in my bly, daardie as,
beteken, jy moet 'n keuse maak. Jy moet wil. Jy moet in hom wil bly. Hy sê as. Met ander woorde, ek gee jou keuse as jy gaan luister na my. Ons het nou gelees, as jy my gebooie onderhou, dan noem ek jou my vriend, sê hy. Maar nog meer, hy sê as jy kies, met ander woorde, as julle in my bly en my woorde in julle. Ons wil 'n woord van God af hê. Jy wil 'n woord van God af hê. Elkeen het 'n woord van God af nodig. Deur die woord van God kom die draai. Maar hier sê die woord, as julle in my bly en my woorde in julle. Met ander woorde, jy het klaar die inspraak, die woord is binne in jou. En as hierdie woorde van hom in jou is, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. Kind van God, want God se woorde wat spreek, is skepend. Daarom sê, sal julle kry net wat julle wil hê. Maar, dan moet ons in hom bly. Hoe bly ons in hom? Deur ons praat, deur ons denke, deur ons mens wees, deur alles, ons tong moet in beheer gehou word en van hom spreek, sy woorde. Nie woorde van die wêreld nie, nie kwaad nie. Ons kan nie die een oomblik vervloek, maar die volgende oomblik wil ons in die seën loop nie. Ons kan nie die een oomblik in ons gedagtegang sonde toelaat, wat in ons harte gaan lê, maar ons spreek woorde van God. En ons sê, Here, U moet ons nou seën. Ons bid en ons roep uit, nou moet U jou seën, maar ons harte is nie bewaar nie. Dis nie skoon nie. Ons lewe moet skoon wees vir die lewende ware God. Dan sal God jou beantwoord. Dan sal sy woord in jou manifesteer wat sê, jy's vergewe, jy's vry. Dan sal sy woord, sy koninkryk met ander woorde, sal in my en jou lewe en sy geregtigheid. Want dan loop ek in 'n lyn. Hy gaan verder, hy sê, sal julle vra net wat julle wil hê en dit verkry. Hierin is my Vader verheerlik. Luister mooi, dat julle veel vrug dra. Ons word uitgeken in ons vrug. En dis daardeur wat ons God verheerlik en sê, dankie Vader, U het ons geseën. Kyk hoe lyk hierdie vrug in ons lewe. Kyk hoe lyk hierdie oorwinning in ons lewe. Kyk hoe lyk die lewe is 'n plek van seën. My beker loop oor. Want weer eens, die seën van God, waar dit is, sy teenwoordigheid in my en jou lewe is, daar is die rykdomme. Dit is die rykdom van lewe. Dit is nie altyd geld nie. Dis hier binne, die Heilige Gees diep teenwoordigheid wat in jou is. Dis die seën van God in jou lewe. Dis waar genesing kom. Dis waar geloof kom. Nou ons praat oor van geloof, kom ons gaan verder. Nou gaan kyk eens bietjie wat sê die boek Openbaring, dat ons dit beter kan verstaan. Hy sê Openbaring 3 vers 8. En dis waar ek en jy kom. Ons het die woord van God in ons lewe, maar ek en jy soek 'n oop deur. Ons soek altyd bid vir 'n oop deur, vir 'n geleentheid. Nou, 'n oop deur, as ek bid vir 'n oop deur, het ek mos nie geloof nodig nie, want die deur is klaar vir my oop. Ek het gebid vir dit, dan beteken dit, staan op, stap in daai deur in, want die Here het dit vir jou gee. Daar is 'n tyd wat God dit vir jou gee, maar is 'n tyd wat deure toe is. En dan moet ek in geloof kan opstaan en na daai deur toe gaan, sonder om hom oop te forceer, maar te glo en te weet, hy het klaar daai deur vir my oop gemaak. Ek moet hom net oopmaak. Hy is oopgesluit met ander woorde. Die woord van God sal hom van jou oopsluit. Daardie woorde wat in my is, wat ons net nou gesê het, ek kan vra dan wat ek wil hê en ek sal dit kry. Ek glo as ek na die deur toe stap, sal hy oop wees. Dis geloof, om na 'n deur toe te stap wat toe is, wat gewoonlik gesluit is geloof, om na hom toe te stap en te weet, hy gaan oop wees as ek by hom kom. Dis geloof, dis geleenthede, dis wanneer die Here wysheid gee, wanneer hy guns gee, maar daar kom 'n tyd wat ek en jy nie vermoed om 'n deur oop te maak nie. Dan bid ons en hy sê, ek ken jou werke. So hy sê, ek ken jou, my woord lewe in jou, so wat ons nou gelees het, ek quoteer het in Johannes 15 vers 7, ek weet my woorde is binne in jou, maar dan sê hy die volgende, ek het voor jou 'n geopende deur gegee. Ek het voor jou 'n geopende deur gegee. Met ander woorde, jy hoef nie nou geloof op te staan vir 'n deur om oop te maak nie, maar jy moet opstaan. Wat moet jy doen? Gaan na die geopende deur toe. Hy sê, en niemand kan dit sluit nie. So, weer eens, daai deur is oop, wat hy vir jou gee, want jy het min krag. So, wanneer jy min krag het, jy kan nie meer nie, en jy roep uit, Here, ek kan nie meer nie. Here, ek is op 'n plek in hierdie lewe, wat ek kan net nie meer nie. As U my nie help nie, gaan ek dit nie maak nie. Dan sê hy vir jou, ek het gesien jy het min krag. Daarom gee ek vir jou 'n geopende deur, gee geleenthede vir jou.
ek gee die voorsiening vir jou, ek gee my woord vir jou om in jou te woon, spreek dit, glo dit, maar jy moet opstaan en na die geopende deur te loop. Hy gaan nie jou nie forceer daar nie, hy gebruik die woord as ek dit vir jou gee, staan jy dan op, en loop en gaan jy, en jy, as jy my woord kan bewaar, en my naam nie verloon nie, en dit is die kern in alles, kind van God, ons moet nie die Here net ken as ons in nood is. Jy weet wanneer verloon mense maklik die naam van die Here, wanneer daar grappies vertel word, of wanneer iemand in ongeloof staan, en sy ongeloof verklaar en bly stil, waar jy daai tyd moet opstaan en sê, ek glo, God maak die deur oop, ek glo, die Here sal voorsien, ek glo, dat God is in hierdie saak, en nie stil bly oor die Here nie. Die volgende ding wat baie belangrik is in die lewe, is om te besef, God gee keuses. Hy gee vir jou keuses om op te staan. Hy gee die deur, die geleentheid, maar die woord van God is die sleutel om daai deur oop te sluit. Die woord van God is lewe wat ek verklaar, dis gebed en dis my geloof. Staan op, kind van God, jy het of 'n geslote deur, of jy het 'n deur, omdat jy min krag het, wat hy vandag vir jou sê is vir jou oop. Maar die keuse is joune. 'n geslote deur, stap ek in geloof. Weereens, ek gaan nie na 'n deur toe dan, kind van God, wat ek hoop, volgens my, gaan oop wees nie. Ek gaan na 'n deur toe, wat ek weet, in geloof, God sal oopmaak deur sy woord, want hy is met my. En as God met my is, sal enige deur oopgaan, en dan sê, wie kan daai deur toemaak? Wie kan daai deur sluit, as hy vir my oopgemaak het? Dis my geloof. Ek hoop dis jou geloof ook vandag. En baie keer, kind van God, loop ons dan verkeerde deure toe. Of ons wil 'n deur oop forceer, of ons stap terug in die verlede in, na ou deure toe. En dan struikel ek jy. Fokus op die toekoms, want ons is gemaak vir die toekoms. En die Here het 'n plan vir jou lewe. Ek wil vandag vir jou sê, vat moed. Staan vas in die Here. En die sleutel vir jou toekoms, moenie die Here verloon nie, en behou die woord van God te staan in geloof. Die Here gee 'n geopende deur. Glo dit, vertrou die Here en doen dit. Dis belangrik. Daar's so baie geleenthede, maar daar is so baie mense wat die geleenthede mis en nie raak sien nie, omdat hulle nie glo nie, omdat hulle die Here nie in die saak sien nie. Ek sien die Here in elke saak, kind van God, en ek weier in hierdie lewe om 'n tree te gee as God nie in die saak is nie. Kom ek jy bid nou saam. Here, ek dank U vandag dat ek nou die seën oor elkeen kan uitspreek om op te staan, Here, nuwe krag gemoed te vat, want U het 'n geopende deur gegee. Wie kan dit toemaak? Maar dat die woord van God deur elkeen sal werk en U daardeur verheerlik sal word. Want U sê, daardeur sal ons veel vrug dra. Laat ons dan, Here, veel vrug dra en nooit op 'n plek kom, Vader, dat ons nie 'n vrug in ons het nie. Dat ons lewe nie van die grootheid van God kan getuig nie. Maar Here, ons kan net veel vrug dra as ons glo. En Here, as ons die pad stap van geloof, en ons stap hierdie pad, en ons glo, daarom sal ons, Here, veel vrug dra, en vir U 'n verheerliking wees, vir U naam, vir die grootheid, en ons sal U eer, vir elke gebed wat U verhoor, maar ons sal hierdie pad stap, ons dien nie, dat dit net moet goed gaan met ons nie, ons dien nie, omdat ons U so lief het, en nodig het. Amen, amen en amen. Jy gaan nou sien, dat ons elke Sondag vir jou die woord uitstuur. Stuur hom uit, maar kind van God, baie meer belangrik, bid vir siele, bid vir ons ook, bid dat die woord suiwer bly, dat ons siele bereik. Ons soek nie aanhangers nie, ons soek nie volgers nie, ons soek ware kinders van die Here, wat tot wedergeboorte kom, en ons wil hierdie pad stap. Ek wil vir jou vra, ons stuur elke oggend 5 uur, na ons deeglik ingebid het, die 1 minuut met Jesus uit, help ons om dit wêreldwyd na Suid-Afrikaners toe te stuur. Hulle moet die woord hoor. Mense kan vir jou sê, ek wil dit nie hê nie, dan stuur jy dit nog. Mense kan jou blok, dan stuur jy dit nog, waar jy kan, want die evangelie moet uitgaan. Ons kan nie meer stil bly nie. Moenie skaam wees vir die evangelie nie. Moenie die Here verloon nie, want weer eens, hy maak die deure oop vir geleenthede. Hy maak die deure oop vir siele. Ons het 'n website, kyk hierna, hieronder is die website. Kyk die app, wat jy op jou Apple en Android kan aflaai ook. Maar nog meer,
Ons het Woensdae, vra uit die woord uit, stuur jou vrae in uit die woord uit, doen jou Bybelstudie weer, Sondae livestreams, maar nog baie meer. Ons bid vir mense, ons is nou besig met 'n 40 dae tydperk, wat oor 1000 manne en vroue elke oggend 4 uur opstaan en saam bid. Die land moet draai, jou huis moet draai, omstandighede moet draai, en ons moet God kan verheerlik. Ek vra vir jou, jy moet moed hou, moenie gaan lê nie. Onthou weer, die Here het vandag gesê, hy gee vir jou 'n geopende deur, vat dit en lewe dit. Nie ek nie, dit kom van die lewende ware God af. Hierdie is reeds vanoggend vroeg 4 uur afgebid, en ek weet die Here God het 'n plan vir jou lewe. Kind van God, volhard in Christus, help ons om die evangelie uit te kry, en dankie vir elkeen wat die 1 minuut met Jesus ondersteun, bystaan, en ons help sodat hierdie evangelie kan uitgaan tot eer van God. Geseënd is jy nou, en hou goeie moed tot eer van die Here.